in die week, toe vra Richard vir my, nou maar wat van ons kinders? As ons as liggaam die openbaarmaking is, as Christus, en alles wag vir die openbaarmaking van die seuns, om alles te bring tot herstel, vryheid, die wederoprigting van alle dinge. Toe antwoord ek vir Richard, dis hoekom daar ouers is, dis hoekom ons as die liggaam van Christus, God so moet openbaar in vlees, dat daar geen manifestasie van enige onheil, siekte, krankheid of wat sal wees nie. As die hele koeroman by waarheid uitkom, as die openbaarmaking God in vlees, Christus, die heerlikheid geopenbaar, dink julle jy gaan hospitale wees, dink julle jy gaan 'n begrafnisonderneming wees, dink julle jy gaan siekte wees, dink julle jy gaan dood wees. Dis waarvoor alles wag, as ons besig is met waarheid. En dit kom by my op dat, toe hulle die kindertjies na Jesus toe bring, wou die disippels al verhinder, en Jesus sê, moet hulle nie verhinder nie, laat die kinders na my toe kom, en wat doen hy? Hy lê hulle hande op en hy seën hulle. En Jesus sê iets vir sy vader, hy sê, Vader, die wat u my gegee het ek veilig bewaar, niks kon hulle uit my hand uitruk, het sy dood, het sy siekte, het sy wat ook al nie. Dis hoekom hierdie oupa so smaak oor sy kinders en sy kleinkinders. Ek sal gedurig, as ek die kleinkinders so vir 2 dae, 3 dae op die meeste nie gesien het nie, dan kontak ek die mamas om net uit te vind, hoe gaan dit met die seentjies, hoe gaan dit met die kinders? Soos in hierdie week, is daar vir my en vir Zanay gesê, ons mag hierdie week mekaar nie sien nie, want dis eksamen. Toe ek woensdag aand so, net so skelm 'n boodskapie gestuur, net om uit te vind, maar hoe gaan dit met Zanay en met Ivandrytjie? Toe vra Zanay vir my, oupa, het jy gisteraand my boodskap gekry? Want sy het vir Jesus gebid, dat Jesus vir oupa moet 'n boodskap gee. Toe sê ek vir haar, geen wonder, ek het gisteraand so gedroom van jou, waar ek en jy so fietsry, en ek jou heeltyd so lift op my fiets nie. Mag ek maar vra, nou wil ek hartseer raak, mag ek maar vra, is dit wie jy is as die Christus, in jou kind, en jou kleinkind se lewe? Hierdie kinders is geseënd, hulle is in hierdie teenwoordigheid vanoggend. Mag ek vra, gaan ek en jy daai besluit maak, gaan ek en jy daai man en vrou as die openbaarmaking, as hierdie heerlikheid Christus in vlees wees, dat onheil weet, jy los daai Christus openbaar maak, sy naam is Rudy Christus Roos, sy kinders en kleinkinders uit, want die hel sal sidder, as jy aan hulle raak. Ek word daarvan beskuldig dat die goed wat ek preek en wat ek leef en wat ek is 'n bal. Jy kan hom voltooi. Maar vir my werk dit. So bokooi, oupa het jou boodskap gekry van Jesus af. En oupa het jou heel nag gelift op sy fiets. Ek en jy. En niks en niemand kan dit stop, kan skeiding bring, want as mama Elzaan gedink het, ons mag mekaar nie sien nie, dan bid ons vir Jesus om vir mekaar boodskappe te gee. Hoe's daai vir julle? Ek dink die Here kort 'n lekker lofoffer vir dit. Vandag gaan ons kyk na hierdie geregtigheid wat spreek. Dis 'n boodskap uit verlede Sondag se boodskap. En dan gaan jy op die bord skryf, ek gaan 'n paar goed op die bord skryf. Ek soek 'n lekker klein kruitjie. Ek gaan eers hier skryf die geregtigheid. Spreek. Hoekom spreek dit? Hoekom spreek die geregtigheid? En as jy net kan weet wie jy is, wat jou identiteit is, wow, want Jesus sê, as julle my gesien het, het julle my Vader gesien.
Sê vir my, hoe het God begin? Hoe het God geskep? Hoe het God begin? God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, laat ons mense maak na ons gelykenis, laat hulle vrugbaar wees, en laat hulle heers. Waar? Op die aarde. En al wat van dit oorgebly het vandag, is net die mens was vrugbaar. Hoekom het jy kinders? Hoekom het God gesê, wees vrugbaar? Want God is gees, en vir God om homself te openbaar as sigbaar, as waaragtig in vlees, het God 'n man en 'n vrou geskape, deur te sê, sodat hulle kon vrugbaar wees, en uit hulle uit gebore word kinders, wat een of ander tyd moes uitvind, hulle is eintlik uit God, en dis hoe God die proses aan die gang gesit het. En nou is daai selfde geregtigheid in jou hart, in jou mond, om te spreek, sodat situasies, sodat omstandighede, wat ook al sy naam mag wees, of dit nou 'n keelseer is, of dit 'n rower is, of dit siekte is, of dit dood is, of dit 'n ekonomie is, of dit 'n politieke party is, sit nie gaan buig. Omdat jy weet wie jy is. Want alles wag. Alles wag vir herstel. Alles wag vir die wederoprigting, die volheid van alles. En God gaan dit nie doen nie. Ek moet gou vir julle wys hoe het God dit gedoen. Met die volheid van tyd. Ons weet met die volheid van tyd. Ons weet met die volheid van tyd. Ek moet die bo aan eers skryf met die volheid van tyd. Ons weet met die volheid van tyd. Toe het hy alles volbring. Maar hoe het hy dit begin? In die begin. Het God gesê. En met die volheid van tyd, toe die woord vlees word, en die openbaring as die ware begin sigbaar word, wat het hy begin doen? Genees die sieke. Wek die duiwel, wek die dooie op. Dryf eers die duiwel uit en dan wek jy hom op. Sê herstel. Hy het begin herstel bring. Sê hy. Maar as hy, as koringkorrel, nie in die grond geval het nie, moes hy vandag in 2025, moes hy herstel bring. Maar toe hy in die grond val, en hy uitroep dit volbring, en 3 dae later, met die opstanding, daar 'n waaragtige is, daar nou is 'n nuwe mens, die ware, is dit nou nie meer hy, wat gaan herstel nie, dis nie meer hy wat gaan die sieke genees nie, dis nie meer hy wat die dooie gaan opwek nie, dit is nou die versoening, as die liggaam, in vlees, is gelyk aan, jy, wat het moet doen, daarom is hierdie geregtigheid, in jou hart, in jou mond, spreek. As jy weet wie jy is, want sonder dat jy agterkom, is die meeste situasies en omstandighede waarin jy is, as gevolg van wat en wie jy is. So God gaan dit nie doen nie. Hy wag vir jou. En jy kan dit alleenlik doen, as jy die oortuiging het, die manifestasie manifesteer as die heerlikheid reeds klaar in jou. Dit is gedoen. Dis hoekom siekte, dood en wat ook al, loop draaie om my. Want dis nie ek wat so oulik is, of ek wat te veel dink van myself, of wat 'n klomp strooi praat nie. Ek weet wie ek is.
Daarom het ek verlede Sondag gesê, jy dalk 'n storm nodig, net om te openbaar wie jy is. Sodat jy, as daar 'n storm is, soos Jesus kan slaap, en hulle jou wakker maak, en vir jou vra, gee jy nie om dat ons vergaan nie, en jy sê vir hulle, ek kan nie glo, julle is nog so klein, gelowig, na 30 jaar nie, storm, stil! Nou moet ons begin. Dat ek om so 'n bietjie begin. Sê vir die ou langs, en nou moet Rudy om begin. Wat beteken dit hierdie geregtigheid spreek? Eers moet ons uitvind, wat was die doel? Wat is die doel van hierdie geregtigheid? Wat in jou hart en jou mond is. Wat is God se plan? Wat is God se doel met dit? Dis belangrik dat ons dit uitvind. Kyk gou wat sê Galasiërs 3:21. Kom ons vind eers gou uit, wat is die doel van hierdie geregtigheid? Geregtigheid. Wat is die doel van hierdie geregtigheid? Wat is die doel van hierdie geregtigheid? Wat is die doel van dit? Daar's 'n rede hoekom dit in jou hart is. Daar's 'n rede hoekom dit in jou mond is. Daar's 'n rede hoekom jy leef uit hierdie dimensie, uit hierdie plek van identiteit, God en vlees. En als om jou reageer, als weet wie jy is, als is in afwagting vir herstel, die wederoprigting van alle dinge, die volheid van alles. Daarom was daar 'n volheid van tyd. Ons leef in 'n dimensie, in 'n plek nie meer van tyd nie. Ons leef uit 'n dimensie alreeds uit ewigheid uit. Want hier was ek gebore uit om Dolphin aan die Gerry Roos, maar toe ek uitkom met die openbaarmaking van wie ek is, die ontdekking van 'n geestelike waarheid, het ek ontdek ek is eintlik uit God, ek is eintlik uit ewigheid. Ek is uit die hemel op die aarde om te openbaar, hemel op aarde as ewigheid. Daarom bring dit herstel, want alles wat nog in tyd is verganklik. Alles wat nog in tyd is, gaan dood. Daarom wag selfs die skepping vir die openbaarmaking van die seuns, vir die vryheid van hierdie heerlikheid, om ook uit tyd uitgehaal te word as onverganklik verheerlik. God se skepingsplan, God se aarde, jou erfenis, die verheerliking van wie jy is, hier's God in vlees. Halleluja, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Kyk wat sê Galasiërs 3:21. As die wet dan teen die belofte van God? Nee, stellig nie. Want as daar, luister mooi, want as daar 'n wet gegee is wat krag het om lewend te maak, sê saam met my lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. So die geregtigheid is nie uit die wet nie. Die geregtigheid is 'n geskenk aan jou. Want die wet kon nie lewend maak nie. Want die wet het sonde krag gegee. Wat is sonde? 'n Verwronge identiteit om hierdie doel te mis. En die loon van dit, as jy nie weet wie jy is nie, die loon van dit, as jy nie weet wie jy is nie, is die dood. So wat doen geregtigheid? Hoekom het hy ons 'n geskenk gegee? Wat is hierdie herstel? Hierdie geregtigheid bring lewe. Waar? Op die aarde. Daarom het hy alles kom volbring wat jou weerhou van om te lewe. Daarom in die begin was daar die wet, daar was die psalms en daar was die profete. Maar ons weet dit het alles gegaan oor hom. Ons weet dis alles volbring. Ons weet dis alles volbring. Ons weet God het sy werk begin. God het gewerk. Tot op die woord sê tot op die 7de dag. Hoekom het hy gewerk tot op die 7de dag? Hoekom? Onthou julle toe Jesus op die toneel verskyn, toe die woord vlees word, waar en wanneer het Jesus sy genesings gedoen? Op die Sabbat. Op die Sabbat. Hoekom het God beginne deur sy woord wat vlees word, Jesus sigbaar, om die Vader te openbaar as die waaragtige? Hoekom het hy die mens begin genees op die Sabbat, op die 7de dag? Want in 6 dae het God alles geskape. Op die 6de dag, die laaste dag, het God die mens geskape en alles was baie goed. Toe volbring hy dit en die 7de dag, toe begin Jesus as die woord wat vlees word, die mens genees en die fariseërs en die kerk en die profete en die wet het hom geroer, hulle het hom gekruisig, want God het die mens voorberei as opgewek, die nuwe mens as die begin van die ware, die nuwe jy. Met ander woorde, kerk, God gaan na die opstanding, die opwekking, gaan God niks doen nie.
Jy's nou die begin, as die vleesliggaam, as die ware, die Christus in vlees, want alles wag nou vir jou, vir herstel, vir lewe, vir die openbaarmaking, die heerlikheid, wat die aarde sal bedek, soos die waters, die seebodem. In Johannes 4 sê Jesus vir hulle, hy sê, ek het gekom om die wil van my Vader te doen, ek het gekom om my Vader se werk te kom volbring. En hoe het hy dit volbring? Hy het net sy asem uitgeblaas nie. Hy het begin die siekes genees. Hy het begin vir die disciples sê, gaan verkondig nou die evangelie van die koninkryk, wek die dooie op, dryf die duiwel uit, bring nou bring herstel, want my Vader gaan homself nou openbaar in 'n vleesliggaam julle om te herstel, en nou wag alles vir julle, maar julle val so uit die bus uit, want julle weet nie wie julle is nie, terwyl die woord van geregtigheid in jou mond en jou hart is, om te heers, en Genesis 1:26 tot vers 28, het hier 'n vervulling gekom, as die opstanding, God se beeld en God se gelykenis, op die aarde te heers, om alles te herstel, maar omdat ons nie besig is met waarheid nie, ons is nog besig met profete goed, nou wag ons vir 'n einde, ons wag vir 'n verwoesting, en dit is ons skuld, dat dit lyk soos dit lyk. Ek gaan baie radikaal wees. God gaan jou nie meer red nie. God gaan jou nie opwek nie. God gaan jou nie genees nie. Dis volbring is klaar gedoen. Dis nou in jou mond, dis in jou hart, jy moet dit spreek, die genesing, die opstanding, die lewe, die opwekking, as 'n vleesliggaam, die openbaarmaking van God in vlees. Hier sit hulle. Nou is dit stil. Nou is dit stil. So hy wag vir jou. Is in jou hand. Is in jou mond. Is in jou tong. Dit is so rof. So wat is die doel van hierdie geregtigheid? Kyk wat sê Romeine 1 vers 17. Kyk wat sê Romeine 1 vers 17, kom ek verduidelik so. Voordat die woord vlees geword het, was die wet, psalms en profete daar wat getuig het van hom. Toe die woord kom vlees word, dieselfde manier hoe jy as woord vlees word, uit om Dawid aan die Gerrie, om uit te vind wie jy eintlik is uit God, was dit hy wat die verskil gemaak het. Tot op die dag dis volbring. Toe word opgewek, toe word verheerlik, toe word daar die ontdekking van 'n geestelike waarheid, toe word daar die ommekeer van 'n bewustheid, toe word daar die herinnering van jou oorsprong. Jy is nou eintlik uit God, daar is eintlik nie meer een nie, daar is eintlik nou baie die vrug van dit, as die openbaarmaking, wie God is. Nou genees jy die sieke. Nou wek jy die dooie op. Nou spreek jy die tempel, die enigste liggaamtempel aan, as hy enigstens 'n defek is, want dis die enigste liggaamtempel wat God, wat vir jou, wat die heerlikheid, wat die geregtigheid krag gee, 'n lisensie gee om op die aarde te mag wees en als wag vir jou om dit te openbaar. Daarom hierdie geregtigheid spreek. Moenie meer sê wie sal in die hemel opgaan om dit af te bring nie. Moenie meer sê wie sal in die graf ingaan om dit uit te haal, die graf is leeg. Maar wat sê dit? In jou hart en in jou mond. Sê identiteit. Sê ek is. Verstaan julle wie ek is? Verstaan julle my standpunt? Verstaan julle my identiteit? Weet julle wie ek is? Daarom sê Romeine 1 vers 17. Kyk wat sê Romeine 1 vers 17. Romeine 1 vers 17. So wat is die doel gewees van dit? Om lewe te bring, om herstel te bring. Romeine 1 vers 17 sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Kyk gou hierso. Uit geloof, dit was God se oortuiging. Dit was God se geloof. Daarom moet jy hom ken. Daarom moet jy weet wie hy is. Want uit sy geloofsoortuiging het hy homself geopenbaar in jou as 'n geloofsoortuiging. Daarom is dit uit sy oortuiging in jou oortuiging as 'n oortuiging God in vlees. Daarom keelseer gaan. En hierdie geloofsoortuiging, hierdie geregtigheid, wie en wat jy is, die regverdige, die ou wat weet wie hy is, sal nou uit dit lewe. Elke dag, 24, 48, vir ewig en vir altyd. Daarom sal die regverdige die aarde besit en vir ewig daarop woon. Dis 'n sjokker. Daarom sê Matteus 6 vers 5,
Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Hulle sal versadig word. Siel sal versadig word. Wat beteken as siel versadig word? Psalm 103 vers 5 sê, hy wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Daarom sê Rudy, soos Caleb, as ek 85 is, het ek die krag en energie die dag toe ek 40 was. En dis nie Kalahari apteek nie. Dis nie in 'n pilletjie nie. Dis nie in 'n sekere kerk of 'n bediening of 'n pastoor se naam nie. Dis in jou eie hart. Dis in jou eie mond. Here, jy moet help. Verstaan julle my uitroep? Verstaan julle as ek sê, ek gaan niemand. En na 33 jaar het ek niemand wat in hierdie bediening permanent is, begrawe nie. Met ander woorde, jy sal uit dit uit leef. So daar moet ons uitvind, wat is dit? Kyk gou wat sê Spreuke 12:28 oor dit. Kyk gou wat sê Spreuke 12:28 oor dit. Spreuke 12:28. Dis weer so stilte soos laas Sondag hier binne. Spreuke 12:28. Ek dink alles luister. Ek dink die skepping hier om ons luister. Alles luister vanoggend. Spreuke 12:28 sê, die regverdige sal uit die geloof lewe, en nou vertel hy vir jou, hoe lyk hierdie lewe? Hy sê op die pad van hierdie geregtigheid, op die pad van die geregtigheid is lewe, en die rigting van hierdie pad is nou onsterflikheid. Halleluja, is nou onsterflikheid. Daarom kyk gou wat sê Romeine 8 oor dit. 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 Romeine 8. Romeine 8 vers 10 sê, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. 'n Moeilike skrif om te verstaan. Heilige Gees het so verduidelik. God sien jou nie as 'n sondaar, maar dood vir sonde soos hy, en wag vir jou gehoorsaamheid as opgewek, die ware jy as hy. Daarom kyk ons in vers 11 dan. En as die gees van hom wat Jesus die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus die dode opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Dis die pad van geregtigheid. Dis die pad van hierdie geloof. Dit bring lewe. Ek en jy kan nou deur dit begin lewe. Dan sê vers 13, want as jy na die vlees lewe, as jy nog lewe na die wil van 'n man, na die wil van 'n vrou, sal jy sterwe. Maar as jy deur die gees, as jy deur hierdie geskenk van geregtigheid, die werke van die liggaam, daai goed wat jou nog beroof van wie jy is en wat jy nie is nie, doodmaak, sal jy lewe. Sê identiteit. Sê ek weet soos wat ek weet. Die storm maak my nie dood nie. Die storm haal my nie uit nie. Ek maak die storm stil. Sê lewe. Jy kan nou noem net wat jy wil. Jy kan nou 'n siektes naam gee. Jy kan hom 'n begrafnisonderneming naam gee. Ek gee nie. Ek wil so sê, ek gee. En ek wens ek kan dit opvang in 'n botteltjie. En vir jou sê, vat elke dag 3 teelepeltjies van dit. Maar dat kan nie so werk nie, want dit is in jou hart, en dit is in jou mond. Dit is in jou hart en jou mond. Nou is die vraag, wat is die geregtigheid van God? En dan is die volgende vraag, hoe verkry ek dit? Want jy verkry dit nie deur die wet die psalms en profete nie. Is 'n geskenk aan jou. En dan wil ek eers gou vir julle wys wat die Here gister vir my gewys het oor God se werk. En op die 7de dag, Jesus het dit my verras. Dit was vir my net nog meer petrol op die vuur. Wat is die geregtigheid van God? Dis die karakter en optrede van God aan jou as 'n geskenk. Jy is opgewek as die ware, soos dit was voor die grondlegging van die wêreld, in dit as jy. Maar onkunde, my volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Daarom as jy die waarheid ken, openbaar die waarheid wie jy is, en jy sien jouself soos hy jou sien.
want dis uit sy oortuiging en jou oortuiging as geloof, en uit dit sal jy lewe. Is lekker om te lewe. Is lekker om te lewe. Die geregtigheid van God is die karakter en optrede van God aan jou as 'n geskenk. En waar is dit? Dis in jou hart. Maar jou onkunde maak dat in jou mond 'n laer orde bewustheid is. En dit wat jy spreek, bring die omstandighede waarin jy is. Spreuke 18:21, dood en lewe is in die mag van die tong, en die een wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan geniet. Moet ek ophou met hierdie boodskap, of kan ek maar aangaan? Dis die uitspraak en beslissing van goedkeuring. Jy is genoeg. As God nou na jou kyk, hoe sien God jou? As jy maar net jouself kan sien, hoe God jou sien, want dis die geregtigheid van God as 'n geskenk aan jou en is reeds in jou hart. Jy moet net leer, die hele 2 weke terug, aanleer die Christus, so dat kan wees in jou mond. Jy is genoeg. Jy kwalifiseer as geposisioneer in dit as opgewek. Jy is die wese van God as die ware, jy. Dis afgelei van om te openbaar, oë te open, sigbaar, bewys lewer, of om te verklaar deur woorde of deur onderwys. Dis hoekom Paulus bid, en ek bid vir verligte oë van die verstand, sodat jy net kan sien, die ware jy as die verheerliking, die opgewekte Christus, hier is hy, as jy. Hoe verkry ons dit? Hoe het jy dit gekry? Hoe het jy dit verkry? Kyk wat sê 1 Korintiërs 1 vers 30. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 1 vers 30. Hoe het jy dit gekry? Hoe het ons dit verkry? Hoe het dit in jou hart gekom? 1 Korintiërs 1 vers 30. Sê gou vir my. Sê gou vir my. Die dag, kom ons vat die ou kerk tuurlike taal. Toe jy by die kamp kom en hulle sê vir jou, jy moet jou hart vir Jesus gee, jy moet hom aanneem as saligmaker en verlosser, anders is jy verlore, want as jy nou doodgaan, gaan jy hel toe en nie hemel toe nie. Sê vir my, toe jy hom aanneem, nie uit 'n liefdesoortuiging van hoe lief hy jou het nie, maar uit 'n vreesoortuiging, want niemand wil hel toe gaan nie, dis hoekom jy maar al 385 miljoen keer aangeneem het om hel te mis, omdat jy nie weet wie jy eintlik is nie. Sê vir my, toe jy hom aanneem, en in jou hartjie kom, en dan gebeur iets met jou, het hy van iewers afgekom, doep, of was hy en was jy al die tyd? Want voor die grondlegging van die wêreld het hy alreeds in hom uitverkies. Nou op die dag toe jy gebore is, 64 jaar gelede, toe ek as 'n roosseentjie gebore was ek alreeds in hom en hy alreeds in my, tot ek by die ontdekking kon uitkom wie ek eintlik is. Wow, en ek sien, toe spreek ek. Hoor nou wat sê 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, sê en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. So, wat het hy kom word? Wat het hy aan jou kom openbaar? As jy dit aan jou kom openbaar, jy is die geregtigheid van God, jy is heilig, jy is nog altyd gered, jy was eintlik nog nooit verlore nie, jy is eintlik die verlossing, sodat jy nou kan hierdie geregtigheid in jou hart en jou mond spreek, en die herstel bring, die wederopstanding van alles bring. Wat beteken dit? Hy het vir jou geword die geregtigheid. Hy word jy geword beteken om te word gebore as dit, die begin as eersgeborene, om te ontvang, geopenbaar as sigbaar op die toneel verskyn. Met ander woorde, toe ek 64 jaar gelede gebore in doeke toegedraai op die toneel verskyn, toe dink my pa nog 'n ou seentjie wat die plaas gaan erf. Toe het God in gedagte gehad, die eersgeborene wat gaan uitkom by die openbaarmaking as die sigbare, wat God se erfenis die aarde beerwe. So maak so smaak om my kleinkinders en my kinders. Daarom, kyk gou wat sê Romeine 5 oor dit. Kyk gou wat sê Romeine 5 oor dit. Kyk wat sê Romeine 5, vers 17.
Romeine 5 vers 17 sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een arme Adam, 'n verwronge identiteit, die dood geheers het, want Romeine 8 vers 6 sê, die dood is 'n vleesmens denke, maar hierdie geregtigheid is 'n gees, Christus mens denke van lewe en vrede. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, Adam, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van geregtigheid, die geskenk van geregtigheid ontvang, nou in die lewe heers. Sê heers. Sê Genesis 1:26 word waar, deur die een Jesus Christus. Hoekom deur die een Jesus Christus? Want hy is die hoof. Hy is die denke as hy. Ek en jy as jy openbaar maak in die vlees, as jy bewus, die sigbaar word, dis hy. En dis hy. En dis hy. Sê dis 'n geskenk. Die woordjie sê ontvang. Hy woordjie ontvang beteken lambano. Dit beteken om te vat wat reeds joune is. Met ander woorde, die dag toe hulle vir jou sê jy moet hom aanneem. Hulle het die skrif gevat wat ek nou gaan oopmaak. Ek gaan nou vir jou wys, die kerk het daai goed gevat. Toe maak hulle dit hel en hemel. Ek gaan vandag vir julle die waarheid bring. Ek gaan vandag vir julle die waarheid bring waar dit eintlik gegaan het. Lambano beteken as jy dit vanoggend kan ontvang, vat die reeds wat joune is waar jy nou is. Jy begin nie by die begin nie. Is dit nie mooi nie? Dan sê vers 18, daarom dan, net soos die een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, soos deur een daad van geregtigheid, sê saam met my geregtigheid, wat in alle mense se harte is, wat in alle mense se mond is, maar nie alle mense weet dit nie, tot regverdigmaking van die lewe. Met ander woorde, elke mens op die aarde die reg om te lewe, maar die reg van elke mens om te lewe is in sy eie hart en in sy eie mond. Wat spreek hy? Die reg van elke mens op die aarde om genees te word is nie om te hardloop na 'n ander ou toe nie, is nie 'n kerk nie, is nie 'n dokter nie. Luister mooi, die reg wat elke mens op die aarde het om 'n genesing, gesonde lewe, geen siekte, geen dood te lewe nie, is in elke mens se hart en is elke mens se mond. Daarom identiteit, daarom gaan my volk nog ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Daarom Johannes 17 vers 3, en dit is die lewe, dis die ewige lewe om hom te ken, die enige waaragtige en Jesus Christus wat hy gestuur het. Halleluja. Halleluja. Daar gaan 'n profesie uit. Ek gaan nou bietjie stil staan by dit. Ek wil hê jy moet dit sien wat hy gisteroggend vir my gewys het. Yes, dit het my so gestig. Toe kon ek nie anders as om dit te spreek nie. Toe stuur ek mos vir julle 'n stemboodskap. Jy kan nie anders as om dit te spreek nie. Vanoggend maak ek dit openbaar. Want dis in jou hart, sodat jy in die week dit kan spreek en lewe. Is dit goeie nuus? Hoe het jy dit gekry? Dit was jou nou van al die pad af. Op die kruis het hy net kom openbaar wie jy eintlik is, dis jy opgewek weer in dit om te besef, dis eintlik wie jy is. Nog al die tyd. Nog al die tyd. Julle mense, dit maak jou radikaal. Dat jy met gesag begin spreek, en ongelukkig ander wat dit hoor, wat nie in plek is met waarheid nie, gaan jou verkeerd hoor. Vra my. Kyk wat jy sê Hosea 2 vers 18. Kom ons kyk na 2 profesieë. Ek gaan stil staan by dit en dan gaan ek vir jou ietsie oopmaak vanoggend. Hosea 2 vers 18. Kyk wat sê Hosea 2 vers 18. Vers 18 sê, en ek sal my met jou verloof tot in ewigheid. Sê trou. Sê daar's 'n verborgenheid omtrent 'n man en 'n vrou, maar dit gaan eintlik oor Christus en sy liggaam. Hierdie verborgenheid is eintlik groot. Die grootste van die verborgenheid is eintlik jy is vlees van sy vlees en jy is eintlik been van sy been. Jy is eintlik die openbarmaking as die een word soos in 'n huwelik, 'n intieme ken, sodat in jou gebore word, geopenbaar word 'n Christus. En die teken van dit is met die koms, jou water sal breek. Daarom die gees in jou, die geeskrag in jou, hierdie strome in jou is die openbarmaking. Hier is Christus in vlees. Jy. Yes, ek moet nie so praat, as ek so begin praat, as ek so liries raak oor dit, dan smaak dit vir my, ek gaan soek nou iets om moeilikheid te maak. Ek wil graag moeilikheid maak. Ek was bekend daarvan. As jy vir Rudy sien, die kerk het gesê, as jy daai ou sien, is dit moeilikheid. Jy's 'n moeilike man. Nee, ek is nie 'n moeilike man nie. Ek weet wie ek is as Christus, geopenbaar.
Ek sê alweer goed wat ek nie moet sê nie, maar dalk moet ek dit sê. God sê, ek sal my met jou verloof tot in ewigheid, sê ewigheid. Met ander woorde, kan ek kerk, hy gaan nie sy bruid kom haal nie. Hy gaan nie sy vrou kom haal nie. Sy moet bly. Sy moet bly, en sy moet die Christus seentjie groot maak, as die heerlikheid wat die aarde sal bedek, soos die waters die seebodem. Dit gaan oor herstel. Ek sal my met jou verloof tot in ewigheid, en met jou verloof in geregtigheid, en in reg, in goedertierenheid, en in ontferming. Sê goedheid, sê goedertierenheid. Kyk gou nog een, kyk wat sê Malagi 4, net voor Matteus. Hier is 'n gevaarlike een, as jy nie weet wie hy is, en as jy nie weet wie jy is nie. Maar ek wil by dit stil staan, ek wil vir iets wys. Malagi 4 vers 1, want kyk die dag kom, en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees, en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat vir hulle geen wortel of tak sal uitroei nie. Stop. As jy daai skrif lees, kyk op die bord, en jy is nog by die wet en Psalms en profete, jy is nie die ware, die openbaarmaking van wie hy is, uit 'n dimensie, uit 'n plek van ken intiem nie. Gaan jy sê, dis verwoesting, God gaan verwoesting bring, God gaan die mense, die goddelose vernietig en verwoes, maar dis nie wat dit sê nie. Wat sê daai skrif? Want daar gaan 'n dag kom, en dis als verlede tyd, dis als geskiedenis, want daai dag is reeds klaar volbring. Ons leef nie meer in daai dag nie, want ons is die dimensie, die openbaarmaking van die ware. En as jy dit nie weet nie, gaan jy goed verwag, en jy gaan goed spreek, wat net die geregtigheid en die waarheid is, die openbaarmaking van wie God in vlees is nie. Wat beteken dit? Dit sal met wortel en tak uitgeroei word. Was dit mense, of was dit die goddeloosheid, die ongeregtigheid van mense? Daarom het hy jou siekte geword. Daarom het hy sonde geword, hy wat nie sonde geken het nie, 2 Korintiërs 5:21, sodat jy die geregtigheid kan word. Daarom het hy Hebreërs 2 vers 9, jou dood vir jou gesmaak. Daarom het hy Hebreërs 2 vers 14, hom wat mag oor die dood die duiwel se werke kom volbring. Daarom is jy saam met hom lewend gemaak, jy saam met hom opgewek as openbaarmaker van wie en wat hy is. Daarom, net gou vir interessantheid, hou jou hand hier so, kyk wat sê Romeine 1:17. Dan lees ons vers 18 by. Hoe het hy dit gedoen? Wat beteken dit? Wat was daai dag? Wat het daai dag gebeur? Is dit iets waarvoor die eindtyd ouens wag, 'n verwoesting en 'n vernietiging? Nou vat hy jou weg, omdat jy nie die ruggraat het om hom te openbaar op die aarde as die herstel van alles nie. Onthou Romeine 1 vers 17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, die regverdiges uit die geloof lewe, vers 18, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, maar in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Met ander waarna daai verwoesting, waarna dit verwys, hy sal met wortel en tak uitroei. Het dit verwys na mense of het verwys na die goddeloosheid van die mens? Die ongeregtigheid van die mens. Dis hoekom die woord kom vlees word dit, om als te word wat jou weerhou dat jy kan is. Dis hoekom siekte, deur sy wonde is jy reeds klaar genees. En jou genesing is nou in jou hart en jou mond. Dis hoekom dood, hy klaar jou dood vir jou gesmaak. Jy's klaar saam met hom lewend gemaak, jy's klaar saam met hom opgewek. Dis in jou hart en dis in jou mond. Want hy kom deel met goddeloosheid, hy kom deel met ongeregtigheid in daardie dag. In daardie dag, kyk wat sê vers 2, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid, sê geregtigheid, opgaan. Malagi 4 vers 2, en julle sal genesing onder sy vleuels, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel, soos kalwers uit 'n stal. Kan ek my mag gebruik? Sê vir my vlak van opgewondenheid is partykeer irriterend vir ander. Hoekom? Want die son van geregtigheid het vir my opgekom. Waar het die Here, ek gaan dit klaar kry, want hy wys vir my goed. Waar was die duisternis? Waar was die, hou jou hand gou hierso, kan ek maar wees wie ek is? Dis gevaarlik as ek dit vir mense sê. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 4, waar was hierdie duisternis? Waar het die son van geregtigheid vir jou opgekom, my vriend? 2 Korintiërs 4, vers 6, want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, gesê het, sê hierdie geregtigheid spreek, waar is dit?
Want God wat gesê dat uit duisternis lig moet spreek, dit is hy wat in ons harte geskyn het. Waar is dit in jou hart? Om verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. So met ander woorde, waar die son van geregtigheid van my opgekom, in my hart, geen duisternis, geen onkunde, daarom is ek so opgewonde, ek sal hardloop, ek huppel soos 'n kalf uit 'n stal, maar hy het genesing gebring, siekte, keelseer, jy hou verby, weet jy wie ek is, dis in my hart, en as ek spreek, sidder jy. Sê in daardie dag, sê die vrees van die Here het oor hulle gekom. Nou as jy, kyk op die bord, Here, jy moet my help vanmôre. As jy nog hier is die vrees van die Here. Broer, jy gaan eendag voor sy troon staan. En dan moet jy mos nou rekenskap gee van alles wat jy gedoen het. Net jammer, Psalm sê, hy het dit verwyder so ver as die ooste van die weste. Hy het dit gewerp in die dieptes van die see. So God kan niks onthou van wat jy verkeerd doen nie. Al wie dit nog onthou is jy. En die strooi, dis amper sê ek weer hy woord van laas Sondag. En die strooi wat jy uithaal op ander. Omdat jy nie weet wie jy is nie. Wat beteken die vrees van die Here? Kyk gou wat sê Psalm 103. Kom ek wys gou wat beteken die vrees van die Here. Psalm 103. Psalm 103. Want so hoog as die vers 11, Psalm 103 vers 11, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. Wat beteken dit en die wat die Here vrees? Dit beteken die wat wag op sy goedertierenheid. Die wat wag op sy liefde. Want Malagi 4 sê, maar vir julle wat my naam vrees, wat wag op die goedertierenheid, wat wag op hierdie liefde, hierdie oortuiging van wie hy is, sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleuels wees en julle sal uittrek en huppel soos kalwes uit 'n stal. Met ander woorde, wat was die goddeloosheid? Dit was die mense nie. Kom ek bekragtig dit nog 'n bietjie, kan ek gou? Hou gou jou hand weer by Malagi 4, kyk gou wat sê Romeine 4. Kyk gou wat sê Romeine 4, vers 5. Hoor nou wat sê vers 5. Wat beteken dit, in die dag sal hy kom soos hy vuuroond, 'n verterende vuur. Dis die mense nie, dis die goddeloosheid, dis die ongeregtigheid, dit was die onkunde, dit was die nonsens wat jou weerhou het om te wees wie jy is, op die aarde om herstel te bring. Kyk wat sê Romeine 4 vers 5. Aan hom egter wat nie werk nie. Met ander woorde, dis nie meer jy in jou vermoë om hierdie geregtigheid te bekom nie. Dis net 'n oortuiging, dis gegee, dis wie jy is. Aan hom egter wat nie werk nie. Luister mooi, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Sê vir my, in die dag van verwoesting, het hy die goddeloses mense kom vernietig? Of dat die goddeloses kom regverdig wie hulle eintlik is, maar as gevolg van strooi wat ons verkondig en nie die waarheid nie, weet ons tot vandag toe wie ons hier is nie, dan wag ons nou vir 'n eindtyd om alles te kom vernietig en ons noem dit mense. Sê die goddelose kom regverdig. En as jy dit nou glo, word dit tot geregtigheid gereken, want dit is al die tyd in jou hart. En as jy dit nou kan spreek, sê saam met my, as jy dit nou kan spreek, dan word Malagi 4 vers 3 waar. Dan word Malagi 4 vers 3 waar. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Sê vir my, is dit die vertrapping van mense, of is dit die vertrapping van goddeloosheid? Is dit die vertrapping van ongeregtigheid? Is dit die vertrapping van siekte? Is dit die vertrapping van sonde? Is dit die vertrapping van die dood? Want alles wat gaan oorbly is God geopenbaar in vlees. En hierdie heerlikheid sal die aarde bedek soos die waters, die seebodem, en dis alles in jou hart, en dis alles in jou mond. Sê in die dag, ek weet nie of we gaan klaar kry nie, want Heilige Gees los my nie uit nie. Kyk wat sê hy vir hulle in die dag. Hy praat met hulle oor dit. Kyk gou wat sê Johannes 14. Kyk gou wat sê Johannes 14. In die dag. Hoor wat sê hy vir hulle in die dag. Johannes 14. Johannes 14. Johannes 14. Vers 20. Hy sê in die dag sal julle weet, sê weet. As jy nie weet nie, gaan die storm jou uithaal. Maar as jy weet, gaan jy vir storm stil maak. Kom ons vind uit waar is dit, wat hy vir hulle gesê het in Malagi 4 eintlik. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. O Gats, waar is dit? In julle, wie is julle? Sê is in jou hart.
Sê dit in jou mond, sê dit is identiteit. Kan ek maar vra, weet jy wie jy is? Nou gaan ek dit vir jou verduidelik. Nou wil ek wil stil staan by die openbaring wat hy gisteroggend vir my gegee het. Nie omdat ek beter as jy is nie. Ek wil net graag hê jy moet saam met my lewe. En as daar ongeregtigheid in jou lewe is, wil ek graag hê jy moet self in jou hart en in jou mond hierdie geregtigheid spreek. Julle hoor wat ek sê? Genesis 1. Genesis 1. Vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Kyk op die bord. In die begin het God die hemel en die aarde geskape en God het gesê onder andere vers 26, laat ons mense maak na ons beeld, ons gelykenis, en God het sy werk op die aarde gedoen en sy werk gedoen tot op die 7de dag. Toe het God van al sy werk gerus. En God het die 6de dag, die laaste dag, die mens gemaak en op die Sabbatdag het God in woord vlees geword en toe hy begin die mens genees, die mens herstel en toe ons saam hom opgewek word as verheerlik, is ons die liggaam, ons is nou die koms, ons is die openbaarmaking. Hy gaan nie vir jou kom met 'n wolkie, dis in jou hart en jou mond en jou spreek, gaan hom openbaar as die koms. Jy as sy vleesliggaam. Wat beteken in die begin? In die begin. Want in die begin as proses het gemanifesteer as dit na hom verwys as volbring en toe ons saam hom opgewek word, toe is ons die begin as die ware begin. So was God se begin voor die grondlegging van die wêreld hier of was God se begin as die ware as opgewek verheerlik hier? So ons is nou by die begin vir die herstel van alles. Nie vir 'n eindtyd en dood en hemel en 'n wegraping nie, dan is jy nog hier. En as jy nog hier is dit nie vir jou waar nie. En jy sal dit nie sien en manifesteer nie. En dieselfde woord wat in jou mond is van, daar is alweer 'n storm, dis die tekens. Trump in Rusland, jou selfe woord in jou mond skep die storms. Maar as jy uitgekom het by die waaragtige, die openbaarmaking van seuns, sê jy vir die storm, stil. Want die skepping, die storms, is eintlik 'n baringsnood. Hulle kan nie wag vir die openbaarmaking van dit om herstel te word. Vir die wederoprigting van alles, baie goed nie. Want toe God gesê het, was alles goed en baie goed. Toe het 'n sekere mens dit vervloek. Maar op die kruis toe word hy daai sekere laaste mens en toe ons opstaan as die ware, wag alles nou vir ons om dit wat vloek is te herstel as geseënd. Herstel. Wow. In die begin was nie God se begin nie. In die begin beteken dis nie die begin nie, maar die begin as die begin. Die beginsel as die begin as geskape. Die uitdrukking van 'n gedagte in tyd totdat die volheid van tyd as volbring en toegebore die ware as die begin. Soos 'n vrou wat swanger is, alles word voorberei. Die kamer word geverf tot 'n naam is uitgedink totdat die volheid van tyd gebore, die ware. Met ander woorde, in die begin was dit soos 'n swanger vrou. Die kamer is geverf. Die wet en profete het geprofeteer. Al tot 'n naam uitgedink vir hom, het geprofeteer. Daar sal 'n seentjie gebore word. Hy sal die sondes van die wêreld wegneem en sy naam sal wees Jesus. Maar wat hulle nie geweet het nie, in daai Jesus is daar baie Jesusse as die Christus geopenbaar, die ware. En toe baringsnood is, toe die water breek, toe hy uitroep dis volbring, toe word gebore die begin. Vergewe van my, nee, strooi. Ek huppel soos 'n kalf uit 'n stal. Kyk wat sê Genesis 2, vers 1. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het en God het die 7de dag geseën en dit geheilig omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat hy gemaak het. Onthou, voordat God iets begin het, het dit eintlik klaar volbring soos voor die grondlegging van die wêreld en toe begin God dit wat volbring is as voltooi. Voltooi beteken, die woordjie voltooi beteken, en toe begin God as waar, dit beteken, Kolossense 1 vers 15 sê, ek gaan sommer quoteer, hy as eerstgeborene is die begin van die ware, die nuwe skepping, die genuine. Vers 18 sê, hy is die hoof, ons as die liggaam, as eerstgeborene uit die dode, is eintlik die begin van die ware. Met ander woorde, ons is die openbaarmaking van dit wat voltooi is. Genesis 2 vers 1, 2 en 3, het God dit voltooi, en vers 4, 5 en 6, toe begin God dit.
So as jy dit nie weet nie, en jy weet nie wat volbring is nie, gaan jy wag vir goed wat moet voltooi word, wat eintlik klaar volbring is, want jy sien begin as die ware. Geen wonder siekte, sonde, die dood en nonsens speel woer met jou nie. Hier is die openbaring wat hy my gegee het, gister. Genesis 2 vers 1, soos dan voltooi die hemel en die aarde, met hulle ganse leermag, en God het op die 7de dag sy werk voltooi. Moet Jesus die werk al voltooi? Genees die siekes, wek die dooies, op die Sabbat. Die kerk was kwaad, dit was die begin van die nuwe, die ware, binnekort. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus, sê gerus. Sê vir my, werk God nog? Of rus hy? En ons is die openbaarmaking, as hy herstel nou. Want dit is in jou hart, en in jou mond. As jy keelseer kry, spreek. As daar 'n storm is, maak stil. Want alles wag nou vir jou as die openbaarmaking, as hy. En hy vra gister vir my. Hy vra vir my, vers 3 sê, en God het die 7de dag geseën, dit geheilig, omdat hy daarop gerus het, vir al sy werk wat hy geskaap het, deur dit te maak. En hy vra vir my, wat is hierdie 7de dag? Ek soek almal se aandag. Wat is hierdie 7de dag waarop hy gerus het? Hy vra vir my, wat is sy rusplek? Waarin was sy begeerte as hierdie rus? As 'n 7de dag. En hy vat my Psalm 132 vers 13 en 14 toe. Kom ek wys gou vir jou, van wie was hier gepraat eintlik, en waar is dit, en wat is dit? Psalm 132. Vers 13, want die Here het Sion, wie Sion? Want die Here het Rudy uitgekies. Hy het Rudy as woonplek vir hom begeer, en gesê, Rudy is my rusplek, vir ewig. In Rudy wil ek woon, want ek het Rudy begeer. Rudy, weet jy dan nie dat jou liggaam die tempel, die huis is van hierdie lewende God nie? Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 6 vers 16 geoor dit. Dan wys ek jou wat is hierdie dag, wat is hierdie plek? Want in hierdie dag sal julle weet dat ek en my Vader is, my Vader in my, julle in my en ek in julle. So waar is God vir ewig? In sy liggaam. Wie is sy liggaam? 'n vleesliggaam. Wie? Met ander woorde, dieselfde God, sê Here, help my om net rustig te bly. Dieselfde God wat gesê het, laat daar wees, is dieselfde God wat nou rus van al sy werke in hierdie dag, in jou as sy begeerte rusplek. Daarom is hierdie geregtigheid aan jou as 'n geskenk in jou hart, en is nou in jou mond, jy wat spreek, as God verheerlik, Christus op die aarde, in vlees. Het julle gehoor wat ek gesê het? 2 Korintiërs 6, vers 16. Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon, onder hulle wandel, ek sal hulle God wees, hulle sal vir my volk wees, en hulle sal my plek van rus wees, omdat ek my werk volbring het. Hulle sal geseënd en geheilig wees, as hulle weet wie hulle is. Kyk nou wat sê 1 Korintiërs 3 geoor dit. So wat was hierdie dag? 'n plek. Wat is hierdie plek? 'n begeerte, 'n plek van rus. Wie is hierdie plek van rus? Sê vir my, het God in gedagte gehad, dat jy in die begrafplaas rondloop, dan staan jy daar oom, hier rus oom Koos, of het God in gedagte gehad, om Koos moes hier in die dorp ry, moes hom groet, want as ek oom Koos sien, dan sien ek daarin, wie oom Koos is, daar is God. Want ons is die begin, as dit. Kerk, het jy gehoor wat ek gesê het? Gisteroggend, toe het my gee, toe kon ek jy anders sê, ek moes dit spreek. Kyk wat sê in Korintiërs 3, vers 16, weet julle nie, dat julle 'n tempel van God is, en die gees van God wat in julle woon nie. Vers 17, as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig, en dis julle. Wat beteken dit? As jy jou studie gaan doen, beteken dit, godsdiens, mensgemaakte evangelies, doktrines, dit wat jou oortuiging is van jouself, dit wat jou oortuiging is van wie en wat God is, as dit nie God is nie, skend jy en jy en jy die rusplek, die begeerte, die huis, die woning
Want jou redding is in jou hart. As God se rusplek, hy sy werk volbring, hy rus. Sy begeerte as rus, jy geheilig, geseën. Daarom moet ek aangaan of moet ek stop? Kyk wat sê Kolossense 1:18. Kom ek wys jou wat 'n plek het hy geseën en geheilig as die rusplek. As in die dag. Kolossense 1:18. Hy is die hoof van die liggaam, die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgebore die dode, ons, sodat hy in alles eerste kan wees, want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon. Sê vir my, as in Christus die ganse volheid is, maar Christus is in jou, waar is die ganse volheid? En hy deur hom alles met homself so versoen, dat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele, ook julle, luister mooi, ook julle wat vroeër vervreemd en vyandig gesind, sê gesind, sê jou bewustheid, jou oortuiging, jy het nie geweet wie jy is nie. Sê, en dit was die vertrapping van die goddeloosheid en ongeregtigheid, jou onkunde. Luister mooi, ook julle wat vroeër vervreemd en vyandig gesind, deur die bose werke, het hy versoen, in die liggaam van sy vlees, deur die dood. Luister mooi, God sê in Genesis 2:3, hierdie dag sal God seën, en hierdie dag sal God heilig. Luister mooi, in die liggaam van sy vlees, deur die dood, om julle as rusplek te heilig, om julle as rusplek, sonder gebrek, en onberispelik, voor hom te stel. Sê vir my, siekte in jou liggaam, is dit? Of moet siekte in jou liggaam nou gaan? Vers 23. Paulus sê, as julle ten minste gegrond en vast bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het, en wat verkondig is, in die ganse mensdom, onder die hemel, waarvan ek Paulus, 'n dienaar geword het. Dan sê vers 28, hom verkondig ons terwyl is elke mens vermaan, en elke mens in wysheid onderrig, om elke mens nou volmaak in Christus Jesus voor te stel, want die Christus verborgenheid in jou, is eintlik God se plek as rus, geseën en geheilig 'n mens. God rus van sy werke. Ek en jy is nou die openbaarmaking as hy. Ek en jy is nou die hersteller. Ek en jy is nou die geneesheer. Ek en jy is nou die opwekker as sigbaar God in vlees, want hy's baie. En tot die skepping wag vir die openbaarmaking van dit. So kan ek maar vra, wie is jy? Gaan simpel nonsens jou kom boelie? Mag ek dit vra? Julle is die vlees, julle is die liggaam van Christus. Nou as ek die liggaam van Christus is, 2 Korintiërs 5 sê, omdat ons in Christus is, het alles nuut geword, en hy het die wêreld met homself versoen in Christus. Maar waar is Christus? In jou. So wat is God se plek van rus, van werk volbring? Jesus, mag dit val. Here, mag die lig aankom. Hy gaan dit nie weer doen nie. Hy het dit klaar gedoen. Dis nou in jou eie hart en in jou mond. Daarom, kyk nou wat sy Romeine 10 gehoor dit. Ek is amper klaar. Ek is my laaste skrif verwysing. Romeine 10 vers 4. Ek gaan eers 'n slukkie koeldrank vat. Het julle iets ontvang? Toe God in Genesis 2 sê, op die 7de dag het hy gerus van sy werke, as jy rusplek geseën en geheilig was Sion, was jy die begeerte. Wat beteken Sion? Sion beteken die hoogste bewusheid van 'n suiwer denke, die denke as Christus. Ek en jy is dit. As jy vir my sê, Rudy, dit is nie jy nie, dis in Christus, dan sê ek, prys die Here, want alles wat in Christus is Christus in jou, jy. Ek en jy is die openbaarmaking as dit, my vriend. Sê vir my, kan Christus siek word? Kan Christus doodgaan? Sê vir my, doen Christus dinge wat die meeste doen? Of is Christus die openbaarmaking van die Vader? So as ek en jy hierdie kwaliteit lewe wil geniet, sal God vir God moet vind as die openbaarmaking, die Christus in vlees, jy.
Romeine 10 vers 4, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Met ander woorde, daar's niks wat ek en jy kan doen nie, behalwe om oortuig te word, want dis sy geloof tot my oortuiging as geloof, en dan kan ek hierdie lewe geniet, as regverdig. Daarom sê vers 6, maar die geregtigheid wat uit die geloof is sê, moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring nie, of wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus die dode op te bring nie. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond, in jou hart. Dis die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Toe kom ons as die kerk, ons haal daai skrif aan om te sê jy moet met jou mond bely dat jy hom kan aanneem, dat jy kan hel mis, doodgaan en hemel toe gaan. Dis nie die waarheid nie. Hoor dit sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid. Met ander woorde, wat is jou geloofsoortuiging? Onder watter woord sit jy? Want hierdie geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord. Want met die hart glo ons geregtigheid, met die mond bely tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat aan hom glo sal nie beskaam word nie. Wat was sy redding? Wie wil weet waarvan is jy gered? Wie wil weet, jy sal nie beskaam staan nie? Wat beteken beskaam? Toe Adam en Eva eet van die boom van goed en kwaad, en God saam met hulle wandel in sy liefde vir hulle, toe kruip hulle vir God weg. Eerste wat God vir hulle gevra het, wie het gesê julle is naak? Naakheid beteken, ek moet nog ietsie doen om aan God se standaard te voldoen, dan sal ek. Christus was die einde van dit. Daar's niks wat jy kan doen nie, behalwe om oortuig te word van wie jy is. En as jy begin leef uit jou identiteit wie jy is, gaan alles wat jy nog wou doen om te beter van jou afval. En dit los jou. Soos die persoon gesê het, pornografie, drank, wat ook al jy dit wil noem, soos siekte, soos die gees van die dood, wat is die verskil? Alles maak dood. Wat is die verskil? Hoor nou, waarvan is jy dan gered? Met ander woorde, as hierdie geregtigheid wie en wat God in jou is, as die rusplek, in hierdie dag sê julle weet, dat ek en my Vader is, julle in my en ek in julle, as geseënd, heilig, onberispelik, sonder gebrek, as jy dit spreek, omdat jy oortuig is van die geregtigheid, sal jy gered word en jy sal nie beskaamd staan nie. Wie wil weet wat is hierdie redding? Die Griekse woord is zozo. Trek jou veiligheidsgordel vas, om volkome en veilig te hou, uit gevaar en vernietiging, want jy is die woning of tempel, om jou te red van beserings of gevaar, om te red van siekte, ongesteldheid, te red van die dood, om te red van die ewel van duisternis, wat die mens weerhou van sy vryheid in Christus, om jou te red van onkunde ingaande die goeie nuus en opinie van God ingaande jou, daarom alles volbring as opgewek, jy is die openbaarmaking as dit, en die geregtigheid is in jou eie hart, en is jou eie mond, en jy sal nie beskaam wees nie, want as situasie of omstandighede kom, word jy gered. Here, jy moet die kerk help, jy moet ons help, Here. Verstaan julle waar kom die radikaliteit vandaan? En dan word dit teen my gehou. Niks met die hel en die hemel. Weet jy wat? Kan ek radikaal wees? Hy jou gered van die hemel. Want om hemel te gaan moes jy doodgaan. Want jy is hemel op aarde. Die openbaarmaking as hy. Gebore uit die hemel, uit hom. Jy sigbaar word. Wie is jy? Halleluja. Ek sluit af. Dit is volbring, opgewek. Die geregtigheid in jou hart en jou mond beteken, God gaan jou nie red nie. Dis in jou hart en jou mond, spreek dit. Hy gaan jou nie genees nie. Dis in jou hart en jou mond, spreek dit. Hy gaan jou nie opwek nie. Jy's klaar opgewek en lewend. Dis in jou hart en jou mond, spreek dit. Daarom so belangrik, jy het gesterf en jy leef nie. Maar Christus in jou, as jy die geregtigheid leef in en deur jou, as jy, so spreek dit. As jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word van alles wat jou weerhou om te openbaar wie hy is op die aarde. Want met die hart glo ons tot geregtigheid. So wat glo jy? Waarvan is jy oortuig? En met jou mond bely ons tot redding. Wat 'n redding? Alles wat jou weerhou om te wees wat jy is op die aarde. Want die skrif sê, elkeen wat aan hom glo, sal nie beskaam word. Halleluja. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer vir dit. Amen.